het na die hemel, het hy vir die disippels gesê, hulle moet nou gaan, uitsprei en gaan verkondig, getuig, en vir mense vertel van Jesus, en hulle leer, en hulle disippels maak. Nou, dis omdat daardie disippels, die eerste disippels, gehoorsaam was aan Jesus. Hulle het gegaan en gaan vertel en disippels gemaak. En dis hoekom ek en jy vandag weet van Jesus. Weet wat hy vir ons gedoen het. Want die eerste disippels het gegaan en vertel. En hulle het disippels gemaak. En daardie nuwe disippels het aangehou te vertel, sodat ek en jy ook vandag vir Jesus kan ken. En ek en jy ook vandag kan disippels wees. Nou, die groot vraag is of jy 'n disipel van Jesus is. Ja, dink 'n bietjie. Is jy 'n disipel van Jesus? As jy glo in hom, glo in Jesus Christus, hom aangeneem het, dan is jy ook 'n disipel. Want 'n mens wat glo in Jesus Christus is 'n disipel van Jesus. Niemand kan glo en nie 'n disipel wees nie. Kan nie. As jy glo en jy het geword 'n kind van God, dan is jy 'n disipel van Jesus. Nou wat doen 'n disipel? Hoe is 'n disipel van Jesus? Nou ons lees in Galasiërs 2 vers 19 tot 21 dat Paulus skryf en sê dat ek en jy, as ons glo, dan het ek en jy saam met Jesus gesterf aan die kruis. Ek en jy leef nie meer nie. Jesus leef nou binne my en binne jou. Want ons het ons lewe vir Jesus gegee, om saam met hom ons, my en jou sondige lewe te sterf, saam met Jesus aan die kruis. En Jesus het nou vir my en vir jou 'n nuwe lewe gegee. Hy het ons oorgebore, sodat ek en jy nou kinders van God is. En dit beteken dat my en jou lewe verander. Ons leef nie meer so vroeër nie. Sondige lewe vir onsself nie. Nee, as ek en jy glo in Jesus, het ons, ek en jy, my en jou lewe vir hom gegee. Dis 'n disipel. 'n Disipel gee sy lewe vir Jesus, om nou vir Jesus te leef. Hoe leef 'n disipel? 'n disipel kyk
en leer hoe het Jesus geleef. Wat leer Jesus vir my en vir jou? 'n Disipel wil leer van Jesus, wil leer hoe en wat het Jesus geleer, opdragte, en doen dit. 'n Disipel doen wat Jesus sê, 'n opdrag gee, en wat Jesus leer. So, as ek en jy 'n disipel van Jesus is, dan wil ons, ek en jy, leef vir Jesus. Doen wat Jesus sê en Jesus volg. Nou, om Jesus te volg beteken ek loop saam met Jesus op die pad wat hy leer. God se pad, nie 'n sondige pad nie, nee, God se pad. En hierdie pad is om reg te doen, te stop met sonde, maar nou goed te leef, reg te leef, te doen wat die Bybel vir my en vir jou leer, wat Jesus en God die Vader beveel en sê ons moet doen. Nou, 'n disipel leef so en doen so. En 'n disipel wys met sy lewe dat ek en jy Jesus volg. Mense moet kan sien as hulle na jou kyk, wat jy doen en hoe jy leef, moet hulle kan sien. Ja, jy is 'n disipel, want jy leef soos Jesus leer. Jy leef so naby Jesus en doen wat hy geleer het, dat jy amper soos Jesus begin lyk. Nou so wil Jesus hê, ek en jy moet leef. Want om te gaan en te getuig en te vertel van Jesus, moet ek en jy vir Jesus goed ken. En ek en jy moet leef so, sodat ons vir mense kan wys hoe leef 'n disipel. Hoe maak 'n disipel? En wat doen 'n disipel? En so kan ek vir hulle help om ook te glo in Jesus en ook disipels te word. En dis wat Jesus graag wil hê, dat ek en jy moet gaan en vertel van hom en ander mense roep en hulle ook trek om te glo in Jesus en ook sy disipels te word. Maar dit begin as ek en jy waarlik disipels is. Nou, 'n disipel, moet jy onthou, 'n disipel loop nie alleen nie. 'n disipel leef nie alleen nie. Jesus het sy 12 disipels geroep en hulle het die hele tyd saam met Jesus geloop, gebly, geleer. En toe Jesus net voor hy opgevaar het Jesus sy kerk begin. Sy kraal. En hy het mooi verduidelik vir die eerste disipels gesê, hulle moet gaan soek die mense soos skape wat kom binne in die kraal. Want Jesus is soos 'n herder. So, disipels is mense wat kom binne in die kraal
die kerk, die gemeente van Jesus. Ja, het is hier waar ons saam met ander gelowige disippels saam leer van Jesus, saam volg vir Jesus en ons saam gaan te vertel en vir ander te leer om ook vir Jesus te ken en disippels te word van Jesus. So, as jy sê jy's 'n disipel, dan behoort jy ook aan die kerk, die kraal, die gemeente van Jesus. Kan jy nie wegbly nie? Nee, as jy waarlik vir Jesus liefhet, is jy sy disipel. Wil jy behoort aan sy kraal, sy kerk? So, ek sluit. Jesus sê jy is nou ook 'n disipel. Nou as jy sê ja, jy glo, ja, jy is 'n Christen, dan moet jy wys vir Jesus dat jy hom liefhet. En hoe? Jy wys jou liefde vir hom deur hom te volg. Deur vir hom disipel te wees en vir hom te leef. Dink 'n bietjie daaroor. En ek wil vir jou aanmoedig en herinner, jy is 'n disipel. En ek wil jou aanmoedig dat te besef en te aanvaar, ja, jy is ook 'n disipel van Jesus. En ek wil jou aanmoedig om meer en meer te leer van Jesus, dat jy hom goed ken, dat jy ook gewillig sal wees dat jou lewe verander, en jy meer en meer begin leef soos Jesus leer, dat ander kan sien, jy is waarlik 'n disipel van Jesus. Dat jy ook weet wat om te vertel, goed te kan gee en te vertel vir mense, dat hulle ook begeer om vir Jesus te ken. So, ek groet jou wat ook 'n disipel is, saam met my. Kom ek en jy saam met al die ander gelowige disipels, kom ons volg vir Jesus saam. Groete.